Die Joodse feeste of die nagmaal, deel 3. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. 25 jaar van my lewe in navorsing in daai boek, is 'n A4 boek, 460 bladsye, wat handel oor die eindtyd en die hele boek Openbaring. Elke versie, elke komma, elke punt. So jy belangstel, kan ons kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Verskoon my. Of gaan na my webtuiste. Jammer, is 'n bietjie koel in die ateljee. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin reg voor, iedereen is 'n magdom inligting gemis. Het is baie noodsaaklik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Het is maar goed om altyd 33 by 53 Afrikaanse Bybel byderhand te hou, pen en 'n notapapier, want ons is besig met Bybelstudie. Jy moet baie mooi luister as dit die eerste keer is dat jy luister. Ons vereenselwig ons nie met volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah-beweging, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie, protestante of katholieke in die wêreld nie. Inteendeel, is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep, ons funksioneer wêreldwyd. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal was in die bonatuurlike geopenbaarde name. Ek net verduidelik, dit is die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy hande kan oplê. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Here Jesus is in werklikheid Jafashua. Nou vir u wat dalk die eerste keer kyk, wanneer ek sê Jafashua, sal ek sê Here Jesus Christus, so in hakies. Wanneer ek sê die naam God is in werklikheid Elohim, dan sal ek sê God Elohim of Elohim God, of die naam Here is Jaffa, is Here, en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ek maak so, en ek wil tog maar vir die Jaffisse sê, kom ons verdra die ander nuwe mense, hulle is waar u gewees het dalk 5, 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar terug. So kom ons verdra hulle dat ons maar die name gebruik ter wille van die kykers. Die woord sê, hy wat 'n siel wen is wys, né? Goed so. Ons gaan aan waar ons laasweek opgehou het, en ons is nou by die Samaritaanse vrou, waar ons nou verlede week net so raak. Ons het verlede week gesien dat Jafashua se bediening 2 jaar net na die Hebreërs was, Israeliete. Inteendeel kom Jafashua en hy sê, gee nie julle brood aan die hondjies nie. Die hondjies was die heidene. Daar's ook 'n heidense vrou wat kom by Jafashua en sy sê, ek weet ons is die honde, ons word gereken as die hondjies, maar my kind is besig om te sterf, hy's dodelik siek, wil u hom nie gesond maak nie. En weet jy wat doen Jafashua? Hy maak die heidense kind gesond. So daar reeds gaan die evangelie al na die heidene toe, want sy smeek hom. Sy sê, ek weet, julle het nie die gewoonte om julle brood met die hondjies te deel nie. Nou wat, die brood van die ewige lewe. Die heidene was gesien as die honde, né? So hier kom Jafashua, staan by die Samaritaanse vrou en hy sê vir haar, geef my water. En hy sê, en as ek van jou water gedrink het, dan gee ek jou van my water. En strome van lewende water sal opspring. Sy sê, maar dit is 'n skepding nie. Dan sê Jafashua vir haar, vir ewig, dit sal opspring tot in der ewigheid. En ek is so dankbaar, ons as heidene, gewese heidene, het by die fontein van lewende waters uitgekom, waar ons geleer drink het. En weet jy wat, ons kan nie genoeg drink nie. Dag na dag na dag, die hele dag, wil ons net uit die fontein van die lewe, Jafashua, Jesus Christus, wil ons drink.
Ons wil net eet van die brood van die ewige lewe, Yahshua, Jesus Christus, gevoed deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, halleluja, en dat hy in ons funksioneer, deur ons sielsdimensie, nie ons harte nie, want ons hart is net 'n pompstasie, ons sielsdimensie. Ek is so bly dat ons as Javiste, ons is nie Christene nie, Christene is die Katolieke, Constantijn 3:25-27 by die Council of Nicene, die woord Christen geskep en 'n deel gemaak van die Rooms-Katolieke Kerk se formaliteit, so en sy teologie. So ons is nie Christene nie, ons is Javiste, want hulle het die disciples van Yahshua Javiste genoem, wat beteken in Engels followers of Yahshua, halleluja. So wat gebeur wanneer Yahshua met hierdie heidense vrou praat? Hy bring die evangelie vir die heidene. Ek is so dankbaar. Dis net meer as 2000 jaar gelede. Net daarna vertel Yahshua self die gelykenis van die ou wat langs die pad lê en hulle gaan by hom verby, die leviet en die priester en die ouens. Die kersmense stap by hom verby. Is dit nie ironies dat vandag het ook so is, meeste van die kersmense stap by die hobo en die prostituut verby. Hulle het nie tyd om by hulle te staan en te gesels nie. Hulle is te bang iemand wat hulle ken sien hulle. En dis 'n evangelis hart is na 'n sondaar om 'n sondaar gered te kry. En dan sê die woord en dan kom die Samaritaan, dan tel hy daai ou op. En hy vat hom na die herberg en hy betaal. Samaritaan, die evangelie gaan na die Samaritane toe, na die heidene toe. En van 2000 jaar se tyd af, Yahshua se bediening 3 jaar, tweede helft van sy bediening, net na sy volk Israel. Die derde jaar, die laaste jaar, net na Israel toe. En van daar af, van waar Yahshua met die Samaritaanse vrou by die water gepraat het, na hy 2 jaar reeds Israel bedien het, dan van daar af word die evangelie hoofsaaklik aan die heidene bedien. Jy hoor selde van ortodokse Jode wat tot bekering kom. Ek praat nou wat waaragtig tot bekering kom, wat bruid geword het. Jy hoor min van hulle. Inteendeel neig hulle terug. En dis hoekom hulle vandag 'n derde tempel wil bou. En alles gaan oor die derde tempel en die rooi heifer koei wat moet geslag word en die tabernakel instrumente en goed. Weet jy wat? Op die einde van die dag, Javas die woord sê in Hebreërs 7 vers 18, hy het die 613 wette van Moses tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Halleluja. Hy het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ek is so dankbaar, ons ken hom vanaand in die krag van sy opstanding. Halleluja. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is Yahshua nog steeds dieselfde. Hy het nie verander nie, die godsdienststelsels het verander. En ons is so dankbaar dat ons in hierdie tyd kan weet dat terwyl die godsdienstiges, die meeste van die kerke en die ouens besig is om te kyk hoeveel van die messiaanse feeste en rituele kan hulle hou en onderdanig wees en die trompette en die feeste en die maane en die nuwe jare, die fees van ongesuurde brode, en dit het niks met ons as Javiste te doen, want ons is nie protestante nie. Ek wil amper sê, dit het niks selfs eers met die protestante te doen nie. Dit het te doen met die Jode. En dis hoekom hulle die derde tempel wil bou, en dis hoekom ek die reeks gepreek het. Ek dink is 18 afdelings van 'n uur lank, die leen van die derde tempel. Ek nooi u gaan kyk na dit, dat jou oë kan oopgaan. Ek gee vir jy al die inligting daar, soos dit uit Israel uitkom. So wat gebeur? Yahshua skep, wel Vader Jahwe sê, dat hy het vir hom 'n volk bymekaar gemaak, wat geen volk was nie. Julle wat ver en verlore was, sê die skrif, het hy naby aan die woord en die genade van Yahshua gebring, het hulle ingebring. Ons wie heidene was, ons kom uit die 10 noordelike verlore stamme van Israel. Ons was deel van daai. Ons het nie uit Juda en Ephraim uitgekom nie. Ons kom uit die 10 verlore stamme, die noordelike stamme.
En ek is so bly dat daar's 'n gesegde wat sê, die groter die sonde, die groter die genade. En so was elkeen van ons op verskillende stadiums van sonde, en in sonde lewe, en sonde doen. En daarom is dit so belangrik dat ons visie moet gehou word op die genadebloed van Jafashua. Hy wat sy lewe vir ons kom aflê het. Nou sien ek dat Jafashua, nadat hy met daai Samaritaanse vrou gepraat het, begin hy 'n bediening, meer dan ooit in die vorige 2 jaar, waar hy nou met die heidene praat en siekes gesond maak en krankes en duiwels uitdryf en demone uitdryf uit mense uit en wonderwerke doen in hulle teenwoordigheid. Ek sien 5000 wat kom sit en luister waar hy bedien. Net mans, ons praat nie van die vrouens nie. Op 'n ander geleentheid 4000 mans, dis sonder die vrouens en die kinders. En daai ouens sit so dat hulle nie eers dorp toe wil gaan om te gaan kos koop nie. En dis waar Jafashua dan die wonderwerk doen met die visse en die brood, om hulle te voed. Daai was meeste heidene wat daar gesit het, om te luister na die woord, want die Israeliete wou nie luister nie. Hulle is die ouens wat gesê het, kruisig hom, hy is nie ons Messias nie. Laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. Ek is so dankbaar dat Jafashua, dat Vader Jaffa het dit beplan dat ons, wie heidene was, ons wie geen volk was nie, vandag die volk van Jaffa genoem kan word. Hoe? Deur wedergeboorte. Jafashua preek oor die wedergeboorte. Markus 16 vers 16 sê hy wat glo en hom laat onderdompel sal gered word. Hy of sy wat nie glo nie sal veroordeel word. En dit is nie net om te sê ek glo nie. Dis nie wat dit sê nie. Lees wat daar staan. Jy kan hier tussen die lyne lees. Lees Markus 16 vers 16. Hy wie glo en hom laat onderdompel, doop, né, sal gered word. Hy wie nie glo nie, wat nie glo nie. Ek moet net in Jesus glo. Die kerk sê ons moet net Jesus glo en Jesus bely. Dis nie wat hy sê nie. Hy het nou gepraat van die doop. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. So daar's redding in die doop. Natuurlik is daar. Hoekom? Dis die aflegging van die ou mens. Die daggaroker, die messteker, die tronkvoël, die kinderrypes, noem dit wat jy wil. As ek tot bekering gekom het, ek is begrawe, gedoop is, geonderdompel is in die naam van Jafashua tot vergifnis my sonde, dan leef ek nie meer nie. Apostel Paulus roep uit, hy sê ek leef nie meer, die Jafashua lewe deur my, in my. En dis wanneer ek 'n Jafis sien, dan wil ek sien die blydskap en die vrede en die heerlikheid van Jaffa wat deurstraal. Jaffa is God natuurlik, maar by die tyd weet jy nou al. So, wat maak hy? Hy bring die boodskap van die ewige lewe vir die heidene. Jafashua preek en hy sê dat die Vader het nie meer behaag daarin dat ons aan ons vlees besny word nie. Wat? Maar dit was dan die kenteken van die Israeliete. Maar ons is geestelike Israeliete. Nee, ek wil vir jou sê, dis 'n protestante leuen wat jare terug al geskep was, wat die katolieke geskep het, sodat hulle die mense kon inkatrol, hulle kon vasmaak. Ons is nie geestelike Israeliete nie. Jy kry nie so ding soos 'n geestelike Israeliet nie. Ja, maar ons is daar nou al so, laat ons besny ook. Die Bybel sê inteendeel, ons het nie nodig vandag om aan ons vlees besny te word nie. Ja, as jy kom en sê ek het nie behaag daarin dat jy aan jou vlees besny moet word nie. Want as die Nuwe Testament wat nuwe lewe gebring het, wat nuwe hoop gebring het, dan nog steeds geskroei was op die geestelike as op die besnydenis, die fisiese besnydenis, volgens die oorlewing van Abraham. Dan die vrouens vandag in 2026 geen kans gehad om hemel toe te gaan nie. Want julle kan nie besny word nie. Julle kan hare sny, maar julle kan niks verder besny nie. Verstaan jy wat ek sê? Maar wat doen Jafashua? Deur die genadebloed
kom en hy sê dat ons, Galate 3:26-29, ons wie in Jahweh geonderdompel is, gedoop is, in sy naam geonderdompel is. Nie titels Vader, Seun en Heilige Gees nie, in sy naam. Wat sy naam? Jesus? Nee, die 33 Bybel sê Jesus, 53 en 83, hulle sê Jesus, want dis kom uit die vertaling van die 16de eeu. Maar 2000 jaar gelede het daar nie eens 'n naam soos Jesus bestaan nie. En Isis was die songod, Nimrod Razeus. En toe word hy Isis. En Isis word toe Jesus in die 16de eeu. Verstaan jy? Alles om die name weg te vat. So wat doen hy? Hy kom en hy sê vir ons dat ons wie in Jahweh geonderdompel is. Daar's nie meer Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man of vrou nie, man en vrou nie. Maar volgens die belofte van Abraham het ons almal een geword. Wat is dit? In die belofte van die ewige lewe. Jy sal lewe al het jy ook gesterwe. En jy sal deel wees van die nageslag van Abraham. Nee, hy het gepraat van Jahweh. Ja, maar sy nageslag, sade sal wees soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Dis nie wat die Bybel sê nie. Gaan lees wat sê die Bybel. Ons het geleer om maar net te glo wat die pastore ons gepreek het en geleer het al die jare. Saade, is nie sade nie, hy sê saad. Hulle wat uit die saad uitkom. Een saad. Die saad was Jahweh. En sy nageslagte sal wees soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see, ontelbaar. En weet jy, dit is nou net meer as 2000 jaar en jy kan nie die Jahwiste tel nie. Ek meen, as jy net vat dat die Katholieke Kerk van 34 na Jahweh tot 1530 na Jahweh, meer as 150 miljoen Jahwiste, nie Christen nie, Jahwiste. En Hebreërs doodgemaak, hulle wat aan die geopenbaarde name vasgehou het. En al die manuskripte en al die goed uitgewis het, dat daar vandag geen spoor van gevind kan word nie. Maar Jahweh het voorsien, dat die bloedlyn steeds geloop het, tot 200 jaar voor Dr. Joseph Briand Rottenham. Want toe hy tot die waarheid gekom het, daar in 1860, skryf hy die Bybel, so hy daar in 1840 tot die waarheid gekom, onder die sacred name mense. Toe bestaan die sacred name mense al vir jare. Hulle is aan die gang. Want Dr. Joseph Briand Rottenham was 'n methodiste predikant gewees, wat tot bekering gekom het. Soveel so dat hy dan 1611 King James Bybel vat en hom vertaal met al die bonatuurlike geopenbaarde name. Is dit nie wonderlik nie? So voorsien Jahweh dat ons in hierdie eeu, vandag, 2026, ons hande kan lê op 'n oorspronklike, antieke Hebreëse Bybel. 'n 1611 King James Bybel met al die bonatuurlike name in. En ons het nie nodig om 'n Baal-name te aanbid nie. Die Bybel sê julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Hoekom? Julle bid 'n Baal-name. Ek gaan niks verder sê nie, gaan sê, kyk net wat sê Hosea 2 vers 15 en 16. Gaan kyk wat sê hy. Jy sal my nie langer doen my Here nie, my man nie, my Baal. Ja, dis wat Here beteken. En dan verwyder ek die name van die Baals uit julle midde. Ek wou dit nie gesê het nie, maar ek kan dit nie help nie. As ek my mond oopmaak, dan spoel dit uit. Jahweh is besig om vir 'n bruid bymekaar te maak, 2000 jaar gelede. En Vader Jahweh sê, hy het die behaag daarin, dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielste, nie ons harte nie, ons sielste mensie. Hy maak vir hom deur 'n geestelike besnydenis, wat ons nie geestelike Jode maak nie. Hy bring 'n besnydenis deur water. 'n Besnydenis nie deur die bloed van mense nie, nie die bloed van bokkies en lammetjies nie, maar die bloed van Jahweh. Bring hy 'n Nuwe Testamentiese verbond, waarvan hy sê dat die bruid deel van is. Deel is van die ontstaan, van die koninklike missie, wat Jahweh toe vir die laas van 2000 jaar gelede, nadat hy opgehou het om met Israel te deel, net met die heidene deel.
Wat 'n voorreg dat ons vandag kan sê, ons ken hom by sy oorspronklike naam. Maar weet jy wat gebeur, terwyl hy besig is om hierdie bruid bymekaar te maak vir hom, en hierdie evangelie van verlossing te preek in daai laaste jaar vir die heidene, is Vader Jahwe deur die Ruach HaKodesh besig om herlewing te skep. Soveel so dat die Fariseërs en Sadduseërs en Sanhedrin, die Raad van 70 en die skrifgeleerdes en die priesters, dat hulle hom haat, hulle wil hom doodgooi met klippe. Hoeveel keer sien ons nie dat hy moes vlug vir sy lewe nie? Dat hulle hom wou doodmaak. Maar Jahwe hou hom behoue, sodat ons die vrug kon pluk van sy lyde. Nou kom die woord en hy sê dat hulle kom en hulle neem Jahwe gevange. En hulle kruisig hom en hy sterf. En die woord sê hy het opgestaan op die 3de dag. 3 dae en 3 nagte was hy in die doodryk. En ek wil net so terloop sê, julle wat glo, dit is nou amper weer Paastyd, dit gaan nou kom, né? Easter weekend. Goeie Vrydag vir die Christendom. Dit is onmoontlik. Hy kon nie die Vrydagmiddag gesterf het en die Sondag reeds opgestaan het nie. 3 dae en 3 nagte. Vra jou pastoor moet vir jou tel, hoe kry hy 3 dae en 3 nagte? Hy is al die Woensdag is hy gekruisig. En die Saterdag het hy opgestaan. Hy is op die Pasjag, die voorbereiding van die Pasjag, die groot Pasjag, die nuwe jaar Pasjag, is hy gekruisig. Die groot Pasga. En hy die Sondagoggend, toe Maria Magdalena by die graf kom, toe sê die engel, hy het reeds opgestaan. Halleluja. Hy het op die Sabbat opgestaan. Hy het op die Sabbat opgestaan. Hy is net voor die Pasjag, die groot Pasjag, die Sabbat, die fees, die nuwe jaar fees, is hy begrawe. Gaan kyk my reeks, op watter dag is Jesus gekruisig? Ek het die woord Jesus gebruik, juis om nie die mense af te skrik nie. Gaan kyk na die reeks, op watter dag is Jesus gekruisig. Maar vat vir jou seatbelt of 2 saam, want jy gaan net jou stoel uitval. Weer 'n godsdienstige leuen, wat die Katolieke geskep het, dit hier die Katolieke geskep, om die Hindoe feeste, die Hindoe fees, nou wil ek amper sê, promote, ja, te bemark, want het gaan als hieroor. Ek wil net iets vra, en ek weet, ek is 'n bietjie van die punt af, maar maak nie saak nie, ons is besig met Bybelstudie. Sê vir my, as u sterf, vandag is die 9de Januarie, as u op die 9de Januarie sterf, wanneer herdenk ons u sterftedag, volgende jaar en die jaar daarna? U het op die 9de Januarie gesterf, 2026, en ander jaar dan herdenk ons u dood op die 26ste Februarie. Sal dit werk? Natuurlijk nie. Prof, het jy iets te drinke gehad? Het jy iets in die glas van jou wat deurskynend is? As jy ons nou op die 9de Januarie 2026 gesterf en dan moet ons mos nou jou dood herdenk op die 9de Januarie. Maar hoe is dit dat die kerkwêreld, nie ons, die kerkwêreld, die protestante en katholieke kerkwêreld ingesluit, 1 jaar Jahwe se kruisiging en opstanding vier in April, hier so amper aan die einde van April, en dan die volgende jaar weer in die middel van Maart. Dis nooit 2 jaar na mekaar Maart, April nie, en nooit 2 jaar na mekaar Maart nie. Dis 1 jaar April, so kon sy het in April gesterf, maar dan die volgende jaar vier hulle dit nie in April nie, hulle vier Goeie Vrydag in Maart. Hoekom? Help my. Omdat dit 'n Hindoe fees is. En die Hindoe fees, die Astara fees, funksioneer rondom die volmaan. En 1 jaar is die volmaan in April, daar amper by die einde van April. En die volgende jaar is hy hier in die tweede week, eerste tweede week, daar by 10de rond van Maart. Dis 'n Hindoe fees, wat skielik 'n Christenfees geword het. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik.
Hy's nooit in daai tyd gekruisig nie. Gaan luister luister na my YouTube boodskappe, ek dink is 2 of 3 boodskappe of afdelings. Op watter dag is Jesus gekruisig? Jy sien, die Katolieke het ons so geleer om deur protestantisme, die protestantisme te glo. Wat maar geskep is maar 'n arm van die Katolieke wat deurgespoel het tot in die 21ste eeu. En niemand is bereid om te kom en te sê, maar waar kom dit vandaan nie? En die goed preek ek al vir jare. Dan sê hulle die halfmaal professor, maak nie saak, daai tyd was ek 'n pastoor toe ek die goed gepreek het. En toe later 'n dokter en toe 'n professor. Maar dit maak nie saak oor die titels nie. Dit gaan oor die waarheid. So wat doen Jafashua? Dit wat Jafashua bedien het, probeer die Sanhedrin en die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes dooddruk. En dis hoekom Jafashua dan na hulle verwys as witgepleisterde grafstene. Dis maar so die godsdienstwêreld hier buite vandag. Witgepleisterde grafstene. Vrydag aand staan hulle met 'n brandewyn en 'n coke in die hand met 'n boereworsrol. En dan Sondagoggend dan sit halleluja, prys die Here, loof die Here. Jy kan nie 2 gode dien nie. Jy kan nie die Baalgod dien en Jafashua dien nie. Maar weet jy wat die nuwe tradisie in die godsdienst is die manier van you need to feel good. It's al wat jy moet voel. Jou godsdienst moet net iets wees wat jou laat goed voel. Dis nie meer 'n ondervinding in die Ruach, die Heilige Gees nie. Dis 'n gevoel. En enige ding wat met gevoel werk het 'n probleem. Hy gaan een of ander tyd suur word en dan vrot word. En daarom kry ons soveel vergane siele langs die pad wat geval het en nooit kon opstaan weer nie. Mense wat hulle tot afgode, tot gode neig soos boeddhisme en islam en satanisme en dan party wat sê ateïsme wat glad nie in 'n God glo nie. Maar hy glo tog in 'n God want hy is self 'n God. Hy sien homself as 'n God. So op die einde van die dag, wat gebeur? Die wêreld daar buitekant, die oomblik toe Jafashua die evangelie van lewe preek, toe staan die Satan met sy demone op, Satan met 'n klein s, staan hulle op teenoor die koninkrykswerk. Hoekom? Want Jafashua kom, of Vader Jaffa kom, deur die genadebloed van Jafashua, en gee ons 'n nuwe bediening, 'n nuwe testamentiese 2 koninklike wette, nie 613 wette nie, 2 koninklike wette. Naamlik, hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, nie jou hart, jou siel, verstand en alles wat in jou binne is, en jou naaste, jou broeder, soos jouself. Halleluja, my broeder soos myself. So nou kom ek vandag, en ek vind dat die oomblik toe Jafashua hierdie bonatuurlike woord preek, toe is daar, die Engelse woord is resistance, teestand, onmiddellik. En soos wat ek en u die woord preek, bedien, so is daar teenstand, daar's weerstand. Want die duiwel hou nie daarvan nie, Satan hou nie daarvan nie, maar ek en jy het met niks met hom gedoen nie, want die woord sê Jafashua aan die kruis het hom uitgeklaar, het hom na tentoongestel. So wat gebeur? Nou kom die woord en hy sê, dat terwyl hierdie evangelie besig is om los te breek, nadat Jafashua uit die doodheid opgestaan het, en in die hemel in opgevaar met 'n belofte, in die huis van my Vader, daar baie wonings, as hy so was ek vir julle gesê, maar as ek klaar is, kom ek julle haal, julle, die bruid, ek kom julle Parosha, kom julle haal, sodat julle kan wees waar ek is, by die wederkoms, aan die einde van Openbaring 3:22. So wat gebeur?
Die Romeinse ryk wat die aarde beheer het op daardie stadium, wat die aarde onder sy mag gehou het. Hy kom en hy vrees hierdie bonatuurlike geopenbaarde naam. Hy vrees dit. Hy vrees hierdie sekte, want dis waarna hulle dit verwys het ook. Hierdie sekte wat oor die aarde versprei, waar hulle vir siekes bid en hulle word gesond, waar hulle met sondaars werk en hulle word goeie mense. En wat daai mense weer gaan en ander mense bearbeid, dit versprei oor die hele Romeinse ryk. En dan vrees hulle hierdie bonatuurlike koninkryk wat deur een man ontstaan het. Hulle het hom geken. Hy het voor die Romeine groot geword. Sy naam was Jafashua. 'n Goeie seun. Hulle het nooit probleme gehad met hom nie. Een wie die wette gedoen het, wat volgens die wet gelewe, die enigste man wat ooit die 613 wette kon volmaak. Die woord sê hy het nie gesondig nie. Hy het nie sonde geken nie. Hy het nie sonde gedoen nie. Hy het sonde kom word deurdat hy aan 'n Romeinse houtkruis vasgeslaan is. Nou stig hulle hierdie Romeinse ryk besef dat die enigste manier hoe dat hulle hierdie boodskap kan dooddruk, hierdie evangelie wat oor die aarde is kan doodmaak, is om hom dood te druk. Deur 'n ander kerk te stig wat groter en beter is, 'n ander godsdienstsysteem wat lyk soos 'n heilige kerk, wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan het verlore gegaan. Dit lyk so, die woord sê so. So wat sien ons? Ons sien dat hierdie Romeinse kerk word in 34 na Jafashua gestig. En hy word genoem the Roman Catholic Church. Roman beteken Roman Empire, Romeinse ryk. Sy staatsbeheerde kerk. Catholic beteken united. Church beteken universal. That's why she calls herself the mother of all churches, universally. Ons is nie 'n kerk nie, ons is 'n Bybelstudiegroep. Ons het niks met die Katolieke te doen nie, of niks nie. Halleluja. Niks nie. Ons is deel van die liggaam van Jafashua. Hy wat ons geroep het, hy wat ons vrygemaak het, hy wat ons kom was het in sy bloed. Ons staan in sy genade en ons lewe deur sy krag. Ons lewe nie deur ons eie krag en genade nie. Die woord sê, hierdie verskriklike evangelie van Jafashua wat die aarde beset, soveel so dat dit vandag na 2000 jaar nog steeds 'n invloed in mense se lewens kan hê. En jy weet, is nie mense wat dom is nie. As ek sê dom is in terme van mense wat nie kan 'n ding uitredeneer nie. Dis net 'n klomp sukkelaars wat dit bereik het nie. Nee. Intelligente mense, professore, dokters, advokate, daar's mense, onderwysers, en so kan ons aangaan, mechanics en boilermakers, en so kan ons aangaan in die samelewing. Dis nie net hulle wat gered word nie, dis nie net die dom mense wat gered word nie, want hulle het dit mos uitgemaak as 'n godsdienst vir dom mense. Daai jare, as jy Jesus lief gehad het, dan was jy dom gewees. Nee, ek sien Jafashua het juis vir die prostituie en die hoere gepreek. Hy was genoem die vriend van die prostituie en die hoere, want hy het medelee met hulle sondes gehad. Hy het nie hulle sondes gedoen nie. Hy het saam met hulle gesit en eet. Ja, want hy het dit uit 'n kans gebruik om die evangelie van verlossing aan hulle te verkondig. Hy het nie saam met hulle gedrink en saam met hulle gehoreer nie.
Nee, hy het vir hulle die woord gebring. Dis 'n geleentheid waar die woord gepredik kon word. Want weet jy wat? Die godsdienstmense, die fariseërs en die sadduseërs en die Sanhedrin, daai ouens en die priesters, hulle wou nie met daai mense meng nie. Die tollenaars nie. Hulle wou nie gehad het die ander moet hulle sien saam met hulle nie. Hulle is te hoogheilig. En ek is so bly dat Jafashua het vir die heidene gekom. Dat Vader Jaffa het bepaal dat 2 jaar van die bediening was na Israel toe en die 3de jaar na die heidene toe. En dan ontpop hierdie staatskerk met geweldige kathedrale en groot pilare en massiewe hoë dakke en al die goed om die mense, en ek wil 'n Engelse woord gebruik, te impress. En vandag is dit nog steeds so. Gaan kyk na hierdie mega kerke vandag. Dis 'n mega kerk, dis verskriklik, maar daar gaan niks daar binne aan nie. Inteendeel sê Openbaring 3 vers 20. Ek staan by die deur en ek klop, en as jy die deur oopmaak, sal ek inkom. En met julle maaltyd hou, en julle met my. Met ander woorde, Jafashua wil met ons gemeenskap hê. Hy wil met ons deel. Hy wil ons voed deur die Ruach HaKodesh. Nie vir ons nie, vir hulle wat binne in daai deure sit wat gesluit is. Daai kerke se deure van hulle is so gesluit. Jy kan nie eens daar instap as 'n besoeker nie. Jy moet voor die tyd registreer op die internet. En jy moet jou sitplek bespreek. Dit gaan oor 'n gevoel, dit gaan nie oor heiligmaking nie. Dit gaan nie oor bekering nie. Dit gaan oor dit wat die godsdienstwêreld kan bied, en dis wat hierdie mega kerk van die Katolieke dan is, tot vandag toe. As jy kyk na die rituele van die Rooms-Katolieke kerk vandag, wat hulle doen, en hoe hulle funksioneer. Ek trek die parallel, en dan ten minste te midde van hierdie Baal-godsdienstsysteem, het ons nog steeds ook die Joodse systeem. Waar te midde van die feit dat Jafashua sy rug op Israel gedra het, en hulle die oorsaak was wat gesê het, hy is nie ons Messias nie, hy is nie ons redder nie, kruisig hom, laat sy bloed op ons kinders en ons nageslagte wees. Vind ons steeds vandag hierdie verskriklike invloed van die messiaanse kerke. Nou die tema hierso van die reeks is dit die Joodse feeste of die nagmaal? Ek het nou vir u 'n scenario geskep van waar Vader Abraham begin het en hoe die woord deurgekom het tot by Jafashua deur 2000 jaar tot vandag toe. En dan in hierdie 21ste eeu, in 2026, vind ons steeds mense wat ortodoks Joods wil wees. Dis hierdie klomp in Israel wat nou die 3de tempel wil bou, en hulle het al klaar die rooi haai verkoei daar, en hulle het die tabernakel gemaak, en hulle het die menorah gemaak, en hulle het al die goed. Hulle het hoëpriesters opgelei. Daai ouens, hulle het 'n advertensie geplaas jare gelede gesê, as jy net vermoed dat jy deel van jou bloedlyn van Levi of Aaron is, moet jy kom, dan gaan hulle jou kan keer as 'n priester. Nou is dit nie snaaks nie, as jy net vermoed het, dan kon jy gaan aansoek doen. Maar ek sien dat die mensdom vernaam in die laaste klompie jare verskriklik terugneig na die messiaanse gedagte. Nou wat is die messiaanse gedagte? Die messiaanse gedagte is dat mense
volgens die Ou Testament kan leef en volgens die Nuwe Testament kan leef. Een voet in die Ou Testament, een voet in die Nuwe Testament. Terwyl die woord sê in Hebreërs 7 vers 18, dat Jahweh het gekom om die 613 wette van die Ou Testament tot niet te maak. Waarom? Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die woord sê Jahweh die hoëpriester kom word. Wie nie nodig het om elke jaar eers 'n offer vir homself te bring, soos wat die hoëpriesters uit Lewi en Aaron moes doen nie, want hulle het self sonde gedoen. Maar Jahweh was nie net die hoëpriester nie, hy was ook die lam, die perfekte offerlam. En dis hoekom hy sy been gebreek het aan die kruis en hom met 'n spies gesteek het om seker te maak hy's dood. Hy het gekom as die perfekte offerlam. Hy het gekom as die een wat sy lewe vir ons kom gee het. Maar nou leef ons in 'n moderne tyd, waar mense sekere sienswyses gebruik, of sekere gedeeltes van die Bybel gebruik, om hulle eie dogma en teologie mee te probeer staaf. En jy sal my nie glo wat 'n groot rol speel die internet vandag in die leuns wat verkondig word nie. Wat glo meeste messiaanse kerke en mense vandag? Wat glo hulle? Weet u? Weet u wat glo die messiaanse mense? Hulle glo dit daar in 2026, dis vandag. Redding vir die mense is wie gedeeltelik in die Ou Testamentiese wette en ook in die Nuwe Testamentiese wet, in die Nuwe Testament met sy 2 koninklike Nuwe Testamentiese genade bloedwette te leef. Nou daaroor kan ek 'n hele uur preek. Hulle glo aan gedeeltes van die 613 wette, nie alles nie. Die wat vir hulle gerieflik is, die wat veroorsaak dat hulle 'n bietjie 'n trappie bo die ander mense is. Dan praat ek sommer hierso van die 7de dag Adventiste ook. Hulle wil die Sabbat hou. Ons praat van die messiaanse ouens, 7de dag Adventiste ouens. Hulle wil die Sabbat hou. Om deur die Sabbat dan, en dan gaan die terme gebruik soos hulle, God of Jahwe Almagtig te kan behaag. Terwyl die woord sê hy die Sabbatte en die feeste tot niet gemaak. Hebreërs 7 vers 18. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy het dit tot niet gemaak. Nee, maar hulle wil vandag nog steeds die Sabbat hou. Hulle wil die besnydenis hou. Nou het ons ook die Israel visie ouens, wat in dieselfde strik trap as die messiaanse ouens. Hulle sê nie hulle is messiaans nie, maar hulle doen dieselfde dinge. Die Israel visie ouens. Jaapie van Zyl en sy volgelinge. Hulle doen die dinge, want hulle is besny, hulle glo hulle moet hulle self laat besny. Want deur die besnydenis maak dit hulle wit Israeliete. Daar was nooit wit Israeliete gewees nie. Daar's nie 'n skrif wat vir my sê daar was wit Israeliete gewees nie. In die tyd van Aaron en Moses en daai ouens nie. En in die tyd van Jakob en Isak nie. Inteendeel kom hulle uit 'n woestyngebied waar hulle velle eerder blas is. Wit velle, wit mense, Jaapie van Zyl, hulle kom uit Europa uit.
Maar die 10 noordelike stamme, die verlore 10 noordelike stamme het in Europa kom woon. Jy het nie 'n klou waarvan jy praat nie. Hulle was verlore stamme, hulle was nie Israel gewees nie. Ek het 'n reeks gepreek, wat jy kan gaan na luister, die leuen van die Israel visie teologie. Daar is seker so 20 gedeeltes, begin by deel 1. Doen jouself die guns en stap deur dit. En dis ook om vandag se Jode in Israel, is meeste 3/4 van hulle is blank. Hoekom? Want hulle is verbaster deur die Europeërs in die laaste 2000 jaar. Daar was nooit blanke Israeliete gewees nie. Dis 'n mengelmoes van bloedlyne. So op die einde van die dag gaan ons na 'n klompie goed kyk wat vir party mense dalk 'n massiewe skok gaan wees. En weet jy wat? Al wat ek het om te gebruik is die Bybel. En baie mense hou nie daarvan nie. Nou, ek het nie 'n saak waarvan jy hou nie. Ek gee vir jou die skrif. Ek word nie betaal om sekere goed te preek of te leer of nie te preek en te leer nie. Ek sê vir jou wat die skrif sê en as ek verkeerd is, weerleer my met die skrif. Nou, die tyd het ons al klaar weer gevang. As ons volgende week begin, gaan ons hierso begin by die Israel visie ouens. Nie net die Israel visie ouens nie, maar ons praat ook van die messiaanse mense en die messiaanse geloof. Deel hierdie boodskap met almal en daar's 'n volgende gedeelte. As jy val jy in Sondagspaar, kom ons deel die woord, kom ons leef die woord, kom ons verkondig die evangelie. En dan wil ek vir die nuwe mense sê, doen jouself 'n guns, gaan kyk op die YouTube die boodskap. Wat noem jy hom? God of Here? Wat noem jy hom? God of Here? Dit is so belangrik. Dit kan jou hele lewe verander. Tot volgende week as Vader wil. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.